Goeiemôre. Dis heerlik om te kan groet op hierdie, wat is die datum vandag, 6 November, genigtig. Ja, in die somer, ons bly teen 'n koppie hier in Pretoria, en in die somer is hier 'n swart koekoek, wat die mooiste roep het, maar hy's 'n ongelooflike skugter voël. En hy het nou al die hele oggend lank roep hy. Maar die oomblik toe ek uitkom buitekant toe hou hy op met roep. So ek is so jammer. Jy kan nou die ander voeltjies hier by my hoor, maar die swart koekoek het die mooiste roep. Maar kom ons gaan voort met dit wat ek graag vandag met jou wil deel. Ons is besig om te kyk na die wonder van hoe ons elkeen uniek is in ons Vader. Romeine 12 verse 6 en 7 leer ons van die spesiale genadegawes, soos Paulus dit vir ons uitspel. Ek lees graag. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit nommer 1, profesie, na die maat van geloof. 2, bediening, in die werk van bediening. Of, wie leer, nommer 3, in lering. Dan, nommer 4, vermaan in die vermaning. En dit is waarna ons vandag gaan kyk, die vermaner. Maar terwille van die volledige prentjie, die laaste 3, waarna ons ook nog sal kyk, wie uitdeel is nommer 5, in opregtheid. Wie 'n voorganger is nommer 6, met ywer. En dan 7, barmhartigheid, wat gegee moet word met blymoedigheid. Maar vandag staan ek graag stil by vermaning. Ek wil ons weer 'n keer sê, gaan soek asseblief by www.cornerstonefellowship.net cornerstonefellowship.net. Pastor Paul en Cheryl Black gee boonbehalwe Arthur Burke gee hulle ook baie interessante lering oor hierdie hele onderwerp. Dankie Vader, dat ons vandag kan gesels oor die vermaner. Ek bid in die naam van Yeshua. Vader, dit is so 'n belangrike aspek om te verstaan. Ek bid dat U self nou kom en net deur my kom verduidelik wat U wil hê ons moet regtig weet. Mag ek weglaat wat onnodig is, maar dat U sal kom beklemtoon en duidelik maak dit wat ons almal behoort te weet ten opsigte van die wonder van vermaning. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Amen. Nou, volgens die aantekeninge van cornerstonefellowship.net is die beginsel waar volgens die vermaner opereer, saai en maai. En let op, saai kom eerste, en as dit nie gebeur het nie, het jy niks om te maai nie. Saai en maai. Dink aan 'n plek wat nooit opgeruim word nie. 'n Plek waar mens op 'n kol voel, jy kry nie eers meer asem nie, omdat jy nie meer waarheid van leuen kan onderskei nie. Dit is presies die rol van vermaners. Om almal by die volheid van die waarheid te hou, sodat ons nie in die leuen verstik nie. Ek praat dus van 'n plek wat nie opgeruim is nie, en dan verstaan jy ook dat ek nie eintlik fisiese plekke bedoel nie, maar ook plekke binne in onsself, waar ons so kan verstik aan inligting en aan valse goed, dat ons die waarheid nie van die leuen kan onderskei nie. Maar die vermaning kom nie altyd siekies nie, en dit is nou ongelukkig ook 'n waarheid, waarmee ons moet saamleef. Daarom die klem op die bemoedigende vermaners. Wanneer vermaning nie in die jas van bemoediging kom nie, breek dit maklik af. Dit bou nie op nie. Waak. Kom ons kyk na karaktertrekke en tipiese optrede van iemand wat beweeg in die skoene van 'n bemoedigende vermaner. Nommer 1. Bemoedigende vermaners het die vermoë om maklik met mense kontak te maak, of dit nou oor kleurgrense gaan, sosiale grense, ekonomiese of godsdienstige. Hierdie ouens kan ook met mense kontak maak waar hulle ook al is, in hulle pyn of vreugde, stryd of oorwinning. Nommer 2.
Vermaaners kyk na dinge met 'n horisontale fokus en is by uitstek mensgerig. 3. 'n bemoedigende vermaaner het geen probleem daarmee om oor sy eie geloof te praat nie, selfs onder moeilike omstandighede. 4. Hierdie ouens het 'n ware visie om mense oor die hele wêreld te bereik. 5. Niemand is so geslaagd as evangelis as 'n vermaaner nie. 6. Hulle geniet dit baie om tussen mense te wees en nie alleen nie. 7. Vermaaners is ekstroverte, geensins inkennig, inteendeel, hulle is selfs soos 'n partytjie wat beplek soek om te gebeur. Is dit nou nie oulik nie? Hulle is soos 'n partytjie wat 'n plek soek om te gebeur. Hulle het geen probleem met kommunikasie nie. Is trouwens meesters in kommunikasie. Dit was nommer 8. 9. Nuwe idees en vars waarheid intimideer hierdie mense nie. 10. Hulle hou van 'n goeie redenasie wat soms baie luid kan raak. Soveel so dat jy selfs moeilikheid sou verwag. Maar hulle self laat nie toe dat 'n goeie redenasie vriendskappe verwoes nie. 11. Hierdie mense is soos 'n visionêr wat graag na die groter prentjie kyk. 12. Vermaaners is meesters waar rekonsiliasie nodig is. 13. Hulle werk baie hard. Stamina vir werk is in hierdie mense baie groot. Te midde van intens besig wees, kom hulle goed klaar met min slaap. 14. Vermaaners is gewoonlik betrokke by meer as een projek op 'n keer. Kom ons kyk na 'n paar van die belangrikste swakhede in 'n vermaaner. Hulle is geneig om 'n people pleaser te wees. Kan selfs uit vrees vir verwerping onwillig wees om mense te konfronteer. Soos die leraar, sukkel vermaaners ook om tyd te bestuur. Waar leraars nie die tyd dophou nie, is die vermaaner se probleem dat hy gereeld te veel hooi op sy vurk laai. Bemoedigende vermaaners gaan maklik kompromieë aan. Kies om besig te bly met goeie idees in plaas van God idees. Die gawe van die bemoedigende vermaaner in 'n volwasse gelowige, hoe lyk dit? Hulle mobiliseer, beïnvloed en inspireer mens om hulle volle potensiaal in ons Vader God te kan bereik. Hierdie is mense wat God ons Vader wil plesier en nie mense nie. Verhoudings wat hierdie mense met ander het, bring lewe vir die ander persoon. Hierdie ouens ontvang of verwerf autoriteit in swaar kry en die manier hoe hulle leer om met pyn saam te leef. Autoriteit. Hoe die ongelowige in die gawe van die bemoedigende vermaaner opereer? Hulle gebruik hulle aangebore vermoë om mense te beïnvloed vir eie persoonlike agendas en doelwitte. Hulle is onwillig om pyn te hanteer en knoop verhoudings met ander aan soos dit homself pas en homself ten beste bevoordeel. Hulle is onwillig om ongeregtigheid en sonde in sy eie kamp aan te spreek omdat hy vrees vir verwerping. 'n Ongelowige vermaaner wat God nie ken nie, kan mense nie aan God bekendstel nie en sal daarom mense rondom 'n eie valse aktiwiteite mobiliseer, maar wat nie op God gerig is nie. Daar's 'n groot verskil tussen die ongelowige wat wandel in die profetiese gawe en die wat wandel in die gawe van vermaaning. Die ongelowige profeet sal niks daarvan maak om mense met die waarheid by te kom nie. Maak nie saak hoe seer dit maak en hoeveel skade dit in die proses aanrig nie. Hulle sal dit gee en aanbeweeg. So, baie mense word seer gemaak. Die ongelowige vermaaner weer
sal vanweë sy persoonlikheid, wat maak dat mense van hom hou en hom vertrou en daarom steeds oop harte teenoor hom het, toegang hê by mense om hulle te help om dinge reg te stel. Maar omdat vertikale kanale nie in die gees bestaan nie, sal hy ongelukkig geen geestelike bydrae kan maak nie. Nog iets vanuit onkunde? Hierdie ouens kan bygelowig wees. Die slagveld van die vermaaners. Hulle leef in ontkenning en kies om nie verantwoordelikhede te aanvaar nie, ook nie vir hulle eie flaters nie. Bybelse voorbeelde van vermaaners, Paulus. Gaan kyk weer na 2 Korinte 10 vers 15 tot 16. 2 Korinte 8 vers 16 tot 18. Ander vermaaners wat ons in die woord kry, is Moses. Hy sou dit nie kon doen as hy nie 'n bemoedigende vermaaner was nie, né? Ook Jeremia, Salomo en waarlik ook apostel Paulus. By vermaaners gaan dit altyd oor die geheel, ook meer. Dink aan Moses. Sy opdrag was nie slegs om die mense weg te neem uit Egipte nie, nee. Hulle het hulle Skepper nie geken nie. Moses moes dit vir hulle leer. Nie net die wegtrek uit Egipte, maar ontdek wie is jou Skepper. Die skepingsdag wat belangrik is by die vermaaners, dag 4. Hoor mooi. Son, maan, sterre, alles wat skyn, het op dag 4 gebeur. En alles gaan oor tyd en seisoene. Al hierdie ligte skyn oor alles. So is vermaaners groot prentjie mense. Hulle kyk altyd eers na die groot geheel. Die son bepaal groei en lewe oor alles, dag en nag. Die maan skuif 2 keer 'n dag alle water van alle oseane in die wêreld rond. Kan jy sien? Movers en shakers. Dit is uiteindelik wat hierdie mense is. Die item in die tabernakel wat met hierdie mense te maak het, is die menorah wat lig verskaf in die heilige. Suiwer olie was hiervoor nodig. Die lig van die lamp skyn profeties oor die woord wat moet uitgaan. Ook oor toonbrode. Lig help leraars om nie in valse doktrines te verval nie. Dit skyn ook op die reukofferaltaar wat die uitdeler verteenwoordig. Hy keer dus dat uitdeler nie in godsdienstigheid sonder verhouding verval nie. 'n Vermaaner se vertikale verhouding met Abba Vader moet stewig geanker wees, sodat hy sy bydrae horisontaal kan gestand doen. Ek kan getuig dat ek self 'n baie sterk streep van vermaaning in my het. En weet jy, dikwels ervaar ek dat ek sommer net 'n bydrae maak in 'n gesprek en dan sê mense vir my, moenie met my raas nie. Dan besef ek nie eers dit klink of ek raas nie. So vermaaners met siekies, want mense kan sterk oorkom. En omdat dit vir 'n vermaaner so belangrik is om wat verkeerd is reg te stel of uit te wys, moet 'n mens juis ons Vader vra om ons te help om dit in liefde en sagtheid oor te dra wat uiteindelik ander mense beter gaan beïnvloed. As jy die hele tyd klink asof jy oorlog maak, gaan mense jou begin vermy en jy gaan geen rol in te speel nie, hoor jy? Ag Vader, dankie. Dankie dat U ons so wonderlik, elkeen uniek, maar in detail vervleg het met wie U is. Dankie Vader dat U vermaaners gemaak het, bemoedigende vermaaners. Help elkeen van ons wat 'n streep van bemoedigende vermaaner het, dat ons die klem op die bemoediging sal lê. Dat ons werklik waar sal verstaan wat dit is om reg en verkeerd so oor te dra, dat dit nuwe lewe bring en nie afbreek nie.
Dankie dat ons dit ook in mekaar sal raak sien, die ouens wat dit dalk nie is nie, maar jy leef saam met iemand wat 'n sterk vermaaner is. Dankie Vader dat ons mekaar ook kan bemoedig om dit wat U die sterkste in ons neergelê het, dat ons dit tot die uitbouing van U koninkryk sal gebruik en nie verkeerd nie. Dankie Vader dat U oor elkeen van ons gedink het voor konsepsie met ons in die moederskoot plaasgevind het. Want Vader, ek weet, toe konsepsie plaasgevind het, was al hierdie goede reeds in ons neergelê. Ons wil net opkyk en sê, U is wonderbaar. U wat ons hele lewe geken het voordat ons gebore is, het presies geweet hoe U ons wil gebruik. Help ons om onder U in te skuif, sodat ons regtig soos 'n troffel in U hand sal wees, waar U boustene wil hê, dat ons nie ons eie kop sal volg nie, maar U sal toelaat om ons te gebruik volgens U wil. Dit vra ek in die naam van Yeshua. Amen.